Die tempelreiniging. Ons lees Lukas 19 vers 45 tot 48. Jerusalem is tot oorlopends toe vol. Van heinde en verre stroom pelgrims van reg oor die wêreld na die stad om hier by die tempel te kom offer en dan sommer hier te wees om Paasfees te vier. Na Jesus se triomfantelike intog in die stad, gaan soek hulle vir 'n slaapplek iewers buite die stad. Al die familie en kennisse se huise is alreeds vol, dus soek hulle 'n gemaklike plekkie om uit te span in die tuin van Getsemane. Dis 'n rustige plek en daar's baie beskutting. Hier sal hulle vir die volgende week elke nag kom slaap totdat Paasfees verby is. Wanneer Petrus sy kop teen 'n olyfboom sit en opkyk na die sterre, maal die gebeure van die afgelope dag weer deur sy kop. Die mense wat Hosanna, Hosanna sing en palmtakke swaai, soos wanneer 'n koning die stad binne ry op sy trotse perd. En die skare wat hulle klere in die pad gooi, sodat Jesus daaroor kan ry. 'n eerbetoon, soos daar sekerlik laas vir koning Dawid was. Petrus kry 'n knop op die krop van sy maag, wanneer hy weer Jesus se woorde hoor. Jerusalem, Jerusalem, hulle sal jou met die grond gelyk maak. Van jou tempel sal daar nie een klip op die ander oorbly nie. Hoe is dit ooit moontlik, wonder Petrus? Daardie magnifieke gebou, wie sal so 'n majesteuse bouwonder wil afbreek? En boonop is dit tog totaal onmoontlik om sulke mure te kan afbreek. Jy het die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red nie besef nie, het die meester gesê terwyl hy onbeskaamd gehuil het. Petrus begin sommer weer grens as hy net aan Jesus se hartseer dink. Vanoggend pas na hannekraai roep Jesus die manne nader. Opstaan, manne, dis tyd, die tyd is min. Ons gaan tempel toe. Wanneer die 13 manne die tempelterrein binnestap, wil Petrus hom vergaap aan die asemrowende bouwerk van Herodes die Grote. Hy wil liewer neerstaan dink dat daai goddelose man verantwoordelik was vir die pragt en praal nie. Maar Jesus se aandag is elders. Op die tempelterrein is daar 'n gewoel van 'n ander water. Troppie skape blær verwese in klein kampies en oral waar jy kyk is stalletjies. 'n Man trek aan Petrus se mou en hy wil hom sommer vererg vir die ongeskikte vent. Ek ruil jou Romeinse muntstukke vir wettige tempelgeld, probeer die man met Petrus in transaksie aangaan. My ruilfooi is regtig billik. Man, ek het geen geld nie, snou Petrus hom toe en loop agter Jesus aan. Petrus merk op dat sy meester glad nie gelukkig is nie. 'n rowersnes, sê die meester vir hom. Hierdie mense maak van God se tempel 'n rowersnes. Petrus skrik as hy na die meester se gesig kyk. Hy sien 'n woede wat hy nog nooit by Jesus gesien het nie. Meester? Tot sy groot skok moet Petrus toekyk, hoe dat die meester reguit na een van die handelaars se tafel stap. Hy gryp die tafel en keer dit om, sodat jy net munte sien spat. Wat dink jy doen jy? Skree die man verbaas op Jesus. Uit, skree Jesus vir hom. Uit, daar staan geskrywe,
My huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Petrus wil net begin lekker kry, want hierdie spul skelms buit die arme mense uit. Maar dan krimp hy ineen, want hy sien hoe dat die meester ook na die volgende tafel stap. Dit gryp en omkeer en die man uit die tempelplein uitjaag. Binne 'n kort rukkie heers daar totale chaos op die tempelterrein. Een vir een word die handelaars bygekom. Naderhand sien Peter die meester buk. Hy tel 'n paar touwtjies op en begin om 'n sweep te vleg. Daarmee kom hy die handelaars by en verwilder hulle. Nou soek die meester vir groot moeilikheid, dink Petrus in sy stilligheid. Hy sien al klaar hoe die priesters en fariseërs woedend in Jesus se rigting kyk en dan met mekaar praat en in sy rigting beduie. Hier kom groot moeilikheid. Daardie aand is die manne elkeen besig met sy eie gedagtes rondom hulle kampvuurtjie. Die meester is iewers in die donker besig om te bid. Niemand sê 'n woord as dit nie absoluut noodsaaklik is nie. Petrus sug swaar. Hy voel aan dat hier iets baie lelik aan die broei is. Petrus merk ook op dat een van die manne, Judas, hom eenkant hou. Iets knaag aan hom en Petrus kan sien dat dit nie net vandag se gebeure is nie. Die man loop met iets baie swaar op sy gemoed. Daar's iets omtrent Judas wat hom nog altyd geplaag, maar hy kan net nie sy vinger daarop lê nie. Petrus ril en skud die gedagtes van hom af. Hy draai op sy sy en raak in die slaap teen die skurwe stam van 'n stokou olyfboom. Die vraag is of 'n mens maar mag kwaad word. Die antwoord is 'n gekwalifiseerde ja. Ja, jy mag kwaad word vir iemand wanneer God in gedrang kom. Nee, as dit jou persoonlik raak, dan is die regte ding om te doen dat jy jou nie sal vererg nie, al is dit ook hoe moeilik. Eenvoudige padwoede het al menige lewens geëis. So bitter onnodig. Kom ons bid. Here, plaas asseblief 'n wag voor my mond as ek my wil vererg, maar gee dat ek nooit sal stil bly wanneer u heilige naam in die gedrang kom nie. Amen.